Ek wil bietjie vanoggend met u gesels oor hoe ontwikkel ek die goddelike natuur in my. Hoe ontwikkel ek die goddelike natuur in my? In ander woorde kan ek dit sê, hoe word ek geestelik volwasse? Wat moet ek doen sodat ek soos Jesus Christus kan begin lyk en doen en optree? So ons gaan 'n bietjie stil staan by die woord van die Here vanoggend in die gedeelte van 2 Petrus. 2 Petrus 1 vanaf vers 3 tot by vers 11. Ek lees dit vir julle deur dat jy so 'n bietjie 'n prentjie kan kry van dit wat vir ons voorlê waaroor ons 'n bietjie gaan gesels. Hy sê immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en Godvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en die kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug en het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom, ook moet julle met die aanwending van alle ywer, by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is, en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van die vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle des te meer, natuurlik is dit nou susters ook, né? Okay, nie net die broers nie. Daarom, broeders en susters, moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Wie van julle sal hou van daarvan om daar te wees? Nooit struikel nie. Hy sê julle sal nooit struikel nie, want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Ja, hier is dan nou baie gesê. So ons sal dit nou happie vir happie moet vat. Dat ons hierdie dingetjie mooi kan verstaan wat hy hier sê. En hier's 'n paar belangrike goed wat baie maklik is om te mis. So kom ons begin daar by die eerste versie wat ons gelees het, vers 3. Hy sê immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die Godvrug dien. Kom ons stop net eers gou daar. Sy goddelike krag het ons net 'n paar dingetjies gegee om ons te help om te struikel en te val totdat hy kom. Is dit wat daar staan? Nee, glad nie. Hy sê sy goddelike krag het ons alles gegee. So as 'n kind van God, 'n wedergebore kind van God, is daar niks wat ek en jy kort kom om ons te help om lewe en godsvrugtig te wees nie. So hy sê alles vir ons geskenk wat die lewe en wat tot die lewe en Godvrug dien. Nou as jy Johannes 10 vers 10 sê hy gee vir ons lewe en lewe in oorvloed. So hy sê vir ons, weet jy wat? God het deur sy goddelike krag vir jou alles gegee wat maak dat jy regtig kan lewe. Regtig kan lewe. En nie net dit nie, dat jou lewe vrugvol sal wees. Dat jy regtig met jou lewe 'n verskil sal maak. Daai oorvloedige lewe in jou sal hê en deel van jou lewe sal hê. So hy sê hy het dit alles vir ons geskenk. As ek nou kan verduidelik, dis soos hier's 'n tafel en hy sit 'n klompie goed daar op die tafel neer en hy sê vir jou, weet jy wat, hierdie is 'n geskenk vir jou, jy kan dit kry. En dan stap jy na die tafel toe en hier staan 'n klomp geskenke en jy vat een en jy loop. Sê nee, wow, kom terug, alles is joune. Dis alles vir jou geskenk. Jy hoef nie daarvoor te werk nie, dis vir jou gegee. Dis joune, vat dit net, maak dit net joune. Neem dit aan, vat dit vir jou. So jy kan dit vat of jy kan dit verwerp, maar op grond daarvan gaan jy godvrugtig wees of gaan jy jou lewe bepaal. So hy sê vir ons dit, en dan gaan hy verder. Hy sê, nou hy gebruik hierdie woordjie,
Want ek moet gou my pen kry hier. Deur. So, hy sê vir ons, dis 'n klomp goed. Deur. Nou daai woordjie deur sê, as gevolg van dit wat nou gaan kom, is hierdie vorige goeders ware, né? Hy sê, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. So, met ander woorde, hy sê, ek het vir jou, God het vir jou al die geskenke gegee, wat jy nodig het om kragtig, regtig te lewe en godvrugtig te wees in jou lewe, om 'n verskil te maak met jou lewe, en hy het dit gedoen deur die kennis van sy seun, Jesus Christus. So ek moet op 'n plekkie kom waar ek kennis van Jesus opdoen. Nou, as jy daai woordjie kennis vat, ons weet wat is kennis. Maar in die oorspronklike taal was wanneer hulle hierdie spesifieke woordjie gebruik, die woordjie gnosis. Né? Jy kan nou sien waar kom die Engels vandaan, know something, or to know something. Né? Kennis, gnosis, dis ervaringskennis. Dis nie net ek lees iets en ek het nou kennis van wat hierin is nie, dis ervaringskennis. Dis funksionele, werkende kennis wat verkry word uit 'n eerstehandse persoonlike ervaring. Dis daai kennis. So as ek 'n motorkar se masjien oopmaak, my motorkar, dan kan ek uit so 'n dik boek wat saam met hom kom. So as ek daai boek vat en ek lees hom deur, dan praat hulle oor alles binne daai motor, maar ek sê vir jou, as jy daai bonnet oopmaak, dan weet ek niks wat daarin gaan is nie. Ek kan al die hele boek verstaan van voor tot agter. Maar daar's 'n groot verskil tussen weet, maar die werktuigkundige daar by die motorplek wat elke dag met hierdie masjien werk, hy weet presies, hy het kennis. Dis gnosis, ervaringskennis, en dit is so akkuraat, daai kennis, dis so betroubaar, soos die verhouding waaruit dit voorkom. Ek en my vroukie ken mekaar nou al lank. Okay, lank. 35 plus jaar. As dit nie al langer, 40 jaar. Okay, daar sê sy dis reg. Okay, nou het ek die tweede een reg. Okay, 40 jaar. Hy, my vroukie, ek nie gedag, jy is so jonkie. 40 jaar, wow. Okay, ons ken mekaar. So as ons nou by die tafel sit, en sy kyk my so, dan weet ek presies waar ek staan, of sit. As sy op 'n sekere manier iets vir my sê, dan weet ek, jy moet nou 2 tree stadiger loop, seun. Of ek moet 2 tree vinniger loop. Of as ek sekere manier reageer, dan weet sy presies, sy sal na my toe kom en sê, wat is fout? Want sy ken my vanuit ervaringskennis. So, wat Petrus vir ons wil sê is, hoor jy so man, as jy regtig wil lewe, en as jy regtig godvrugtig wil wees, het jy nodig om eerstehandse ervaringskennis van Jesus Christus te hê. Jy moet 'n pad met hom loop, 'n noue verbintenis pad met hom loop, en jy moet hom ken, in die woord en in jou persoonlike verhouding met hom. So daai kennis is belangrik, want dit kom vanuit sy heerlikheid en sy deeg, so dit kom vanuit die koning van die konings. Nou in vers 4 sê hy, waardeur hy ons die grootste en die kosbaarste beloftes geskenk het. En so nou, julle het hom, nou is daar 'n woordjie, weer 'n keer, sodat. Jy moet, as jy die Bybel lees, moet jy soek vir al die koppelwoorde, nee, want dit is belangrike goed, dit sê vir jou, hierdie goeters wat nou hier vooraf gesê is, het 'n doel, en ek gaan nou vir jou die doel gee. Hy sê, sodat, kyk nou gou hier, hierdie is groot, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Iewers moet iemand klein bietjie opgewonde raak daaroor. Is dit nie so nie? Daar is 'n moontlikheid. Daar is 'n moontlikheid vir 'n gewone mens om 'n deelgenoot te kan word van die goddelike natuur. Ek sê nie jy sal God word nie, jy kan dit nie word nie.
Maar sy natuur kan binne in ons gestalte vind meer en meer en meer. Dan sê hy net, in komma, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het deur die begeerlikheid wat in die wêreld is, met ander woorde, nadat jy tot bekering gekom het, is die goed is vir jou moontlik. Jy kan nie goddelike natuur deel word as Jesus nie koning van jou lewe, as Heilige Gees nie in jou woon nie. So hierdie goeders is gegee, sodat die goddelike natuur in my kan gestalte vind, en ek meer en meer en meer kan word, soos die koning van die konings. En nou kom ons by die volgende vers. Man, al hierdie verse is so magnifiek, is dit nie? So, kyk gou. Hy het nou vir ons 'n klompie goeders gesê in vers 3 en vers 4. As jy terug gaan huis toe, gaan vat daai papier wat ek vir jou gegee het. Lees weer 'n bietjie daardeur, gaan kou aan dit. Want daar's goeders wat jy moet oordink. En soos wat jy dit oordink, kom lê dit in jou hart vas. Daar's goed wat jy weer moet met die Here praat en sê, Here, wat sê dit? Hoekom is hierdie? Wat beteken hierdie? Jy moet daarmee gaan werk en woeker. Jy kan nie net hier luister en uitgaan en dink, ek het alles nie. Jy het nie alles nie. Okay, so gaan werk met hom. So lees vers 3 en vers 4. En nou kom hy by die volgende vers. En nou begin hy begin die volgende vers. Hy sê in verse 5, for this very reason. So, vir hierdie goed, sodat jy lewe en godvrugtig kan wees, sodat jy hom kan ken, daai ervaringskennis kan hê, sodat jy 'n lewe, sodat die goddelike natuur in jou gestalte kan vind. Né? For this reason, om daai goeders in jou lewe te hê, to have those things in your life. Now he comes to the ingredients that he wants to teach us. 8 things. And he says, if you do these 8 things diligently, as jy hierdie goed doen met jou beste van jou vermoë, dan sal die goddelike natuur in jou gestalte vind. It is going to. Dit gaan so wees. So Petrus gee vir ons 'n sleutel vir dit. Hy sê dan, for this reason, make every effort. Nou daai woordjie effort is podei in die Grieks. It means an eagerness to do something. Probeer nou aan iets wat nou wil met eager moet doen. 'n persent oopmaak. Wie van julle hou van persente oopmaak? Waar van julle hou glad nie van persente nie? Die ouens het nie hulle hande opgesteek nie. Jou man of jou vrou hoef nooit weer vir jou een te koop nie. Daai eagerness hier in jou hart, net daai gevoel van miskien moet ek net weer die vraag vra. Wie van julle hou van geskenke oopmaak? Wow. Okay, nou gaan die hande op. Yes, daai gevoel van verwagting, opgewondenheid. Dis wat hy sê. Hy sê dis met ywer. It means to eagerness to do something with the implication of a readiness to expand energy and effort to go to that. Met ander woorde, ek gaan nie agteroor sit en ek lees hierdie goeders en ek sê, Here, laat dit maar net deel wees van my lewe nie. Ek moet iets doen. Dit vereis 'n effort. Okay? Dit vereis dat ek in aksie sal kom. In die Afrikaans sê hy noem dit ywer. Hy sê, so met alle ywer, so met alles wat jy kan, moet jy hierdie goeders in jou lewe hê, en doen, en probeer doen, en dit na die beste van jou vermoë doen, en hy begin by die geloof. Hy sê, met alle ywer, by julle geloof, julle het reeds die geloof. Pistis is die naam in die Grieks. Hy sê, dis die Here se ingewerkte oortuiging, wat altyd deur gelowiges ontvang word. Nee, jy kan dit nie self genereer nie. So Jesus, Vader, Seun, Heilige Gees, werk in ons, sodat ons geloof kan hê in Jesus Christus die Seun, in verlossing, in vrymaking, in hoop, dat ons geloof kan hê, dat die woord waarheid is, dat dit is waarop ons lewe bou, dat ons die geloof kan hê, dat hy is, en alles wat ons glo rondom dit is 'n geloof wat sê ek leef in gehoorsaamheid aan hierdie ingewerkte oortuiging wat van God afkom. So hy sê, dis in ons lewens, ons is reeds daar, as 'n gelowige het ek dit, ek is 'n kind van God, ek het hierdie oortuiging en ek leef volgens hierdie oortuiging. Maar nou sê hy, by die geloof, with faith, you must add virtue.
En in die Afrikaans praat van deeg, né? Dis nie broodjie goed nie. Julle verstaan dit, dis anders, dit is deeg, hy deeg, sê hy. A virtue, that is moral excellence. Morele uitnemendheid. Nou, kom ons gaan gou terug na 'n vers toe. Ek moet dit net gou vir julle weer verduidelik, omdat ek net gou dit kry. Okay, hiernatoe. Kom ons gaan net na daai een toe. Onthou wat ons in die begin gelees, vers 3 sê hy het ons, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en Godvrug dien, deur wat? Deur kennis van hom. Van wie is die hom waarvan hy praat? Jesus Christus. So dis deur die kennis van Jesus Christus. Okay? So as ek dan nou hierdie goeders in my lewe begin kry en ek begin by geloof, dan is dit geloof, as ek dit nou so kan verduidelik, hier staan 'n tafel, hier's 8 geskenke hier op hierdie tafel, wat God deur sy goddelike genade en krag vir jou en my gegee het. Dit staan hier. So as ek nou geloof vat, né, dan moet ek dit vat en ek moet laat Jesus die lig daarop skyn, nie ek nie. Nie enige ander iets nie. Jesus, dis kennis van Jesus. So dis as ek na hierdie punte kyk, hierdie 8 punte, dan is dit vasgemaak, onlosmaaklik vasgemaak aan Jesus. Nie aan myself of wat ek dink of voel of begeer of wil hê of like of nie like nie. Dit het te doen met Jesus. So wanneer ons nou by daai punt kom waar ons praat, when we talk about virtue, it is with the light of Christ shining on virtue. So dis morele excellence, moral excellence, that is lived and shown in the life of Christ. Nie my morele excellence nie. Dis hoekom ons nodig het dat ek en jy, weet jy wat, nou ek deur hierdie goeders gewerk het, nog ruk gelede, net deur hierdie goed werk en ek lees hom, sê ek, Here, laat U Heilige Gees vir my wys, wat in my lewe is nie reg hier nie. Wat is dit wat U oor hierdie ding sê? Wat sê U oor deug? Wat sê U oor virtue, moral excellence? Wat is dit? Want dis wat ek en jy in ons lewens moet hê. En ons met alle ywer moet ons daai morele excellence in ons harte en in ons lewens hê. Hy sê, en by die deeg moet julle die kennis voeg. En dis weer dieselfde woordjie, gnosis, wat ons net nou oor gepraat het. Kennis wat kom vanuit verhouding. Kennis wat kom vanuit my verhouding met die woord. Broer en suster, as ek iets wil weet oor Jesus Christus, dan is dit hier binne. Is dit so? Ja, ek hier binne. En dis hier waar ek moet uitspandeer as ek Jesus wil ken. As ek iets wil weet van God af, is dit hier waar ek tyd moet spandeer. En vanuit hier sal die lig van Heilige Gees hier lig skyn en hy maak dit lewendig en dit sal lewe kry hier binne. Dit sal hier begin lewe. So daai kennis wat ek by die deeg moet voeg, spandeer tyd met God se woord, leer dit ken, maar doen dit. Daar's 2 maniere van Bybel lees, né? Ons kan Bybel lees omdat ons dink dis 'n goeie ding om te doen vir ingeval Jesus môre kom. Dan het ek daarom my stukkie in my Bybel gelees gister. Of as ek gaan slaap vanaand, dan lees ek my Bybel gou-gou dat ek net seker maak dat as ek doodgaan vanaand, dat ek ten minste Bybel gelees. Dit is 'n kort klein altaartjies wat ons bou net voordat ons laat ons dan nou nie iets oorkom nie. Dan kan ek ten minste as ek in die hemel kom sê ek het nou 'n bietjie Bybel gelees gister. Okay, maar dis nie dit nie. Hierdie is 'n intense binne in hierdie woord ingaan en dit lees en sê God, Jesus, Heilige Gees, praat met my. Openbaar, breek vir my hierdie woord oop sodat ek dit kan verstaan en kan sien en weet wat dit is. Dat as my kennis gebou is op die lig van Jesus Christus wat sy woord vir jou en my oopbreek. En ons het in elk geval, ek dink heeltemal te min ywer hiervoor. Want dit vat tyd, ons moet, so daai kennis gaan oor
my kennis van God, my kennis van die woord, laat hy met jou praat, laat hy hierdie vir jou oopbreek. Dis 'n magnifieke wonderlike plek hierdie. Hulle is min opgewonde daaroor, maar dit is 'n feit. Hierdie is een van die mooiste en die beste plekke om in jou lewe tyd te spandeer. Kan ek jou raad gee, spandeer 'n bietjie tyd daar en jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. OK, so hy sê, en dan by die deeg sit ons die kennis, en dan acknowledge, and we add self-control, selfbeheersing. Krateia is die woord in die Grieks, it's dominion from within, proceeding out from within oneself, but not of oneself. Ek wonder hoeveel keer het ek al probeer om selfbeheersing in my eie krag te laat werk. En ek het elke keer gefaal. Ons het nie die vermoë om selfbeheersing in ons eie krag te laat werk nie. Ons het Heilige Gees se werking en krag. Daai wat hy in die begin gesê het, sy goddelike krag het ons alles gegee. I need Holy Spirit. I need Holy Spirit's inworking power to help me. Selfbeheersing, self-control is something, dominion that comes from within. Jy kan dit nie van buitekant af kry nie. Jy kan nie selfbeheersing, julle weet, jy kan nie selfbeheersing in iemand inslaan nie. Want dit kom van binne af. So op watter vlak ook al jy sukkel met selfbeheersing en sukkel om op te staan en selfbeheersing te wys en te toon, draai na Jesus toe, draai Heilige Gees toe, draai na Vader toe en sê, kom help my. U goddelike krag het my alles gegee. Here, ek het nie nodig om sonder selfbeheersing te leef nie. Daar's nie so iets soos ek kan nie. Jy kan, want God het sy krag tot jou beskikking gestel. En sit jou ywer in om te werk. As jy sukkel met selfbeheersing, gaan na Vader toe, gaan Jesus toe, met alle ywer wat binne in jou is, en vra hom, help my hiermee. Here, dat ek sal breek, dat ek sal ophou om net te laat gaan, my emosies net te laat uitspat by my mond en by my gedrag. Maar dat ek dit sal intrek, dat ek daaroor sal domineer met die gees van Jesus Christus wat in my is. En kry oorwinning, selfbeheersing. En dan sê hy van daai selfbeheersing, from that self-control, we need, in Engels praat hy van steadfastness, hy sê leidsaamheid. Nou, leidsaamheid, hypomone, die woordjie beteken bly onder. Selfbeheersing, bly onder. Dis wat julle verstaan, of nie selfbeheersing nie, leidsaamheid, bly onder. En wat beteken dit as ons sê, jy bly onder? Ons sê, jy bly onder, dis daai uithou vermoë, daai standvastigheid, veral van wat God vir ons in staat stel as gelowiges, om te bly verduur onder die uitdagings wat hy in ons lewens toelaat. Ek gaan nou nie vir ons met hande opsteek nie. Maar ek dink almal van ons stoei 'n bietjie met die een. In die week het ek gestoei met hierdie een. Hierdie leidsaamheid, uithou vermoë, standvastigheid. Ek het 'n bietjie gestoei met hom. Die Here is, ek bid en daar's goed wat jy hier in jou gees het en in jou hart het en ek werk met dit en ek praat met die Here en ek praat met die Here en ek praat met die Here. En ek sê vir die Here, maar ek wil dit sal goed wees as ons dit kan doen. Dit sal goed wees as ons dit kan doen. En hierdie saak moet nou uitgesorteer word. Ek wil nou weet, jy moet nou met my praat. En dan is daar so 'n wonderlike stilte. Wie van julle het al met die Here gepraat en is net doodstil? Ai.
En dan dink ek, ja, ek sal moet 'n bietjie harder praat. Weet, asof die Here nie kan hoor nie. Asof die Gees van God wat hier in my is nie al weet wat ek dink nog lank voor ek dit eers gesê het nie. Ja, ek sit so 'n bietjie en nou is ek besig met Vader en ek man, jy weet en die goed en ek praat en praat en praat ek lees 'n stukkie, ek kan nie eens onthou waar ek dit gelees nie. Is in die Bybel iewers het ek dit gelees, maar dit gaan oor o ja. Dit gaan oor die gedeeltes net later in Petrus praat hy daaroor. Oor die mense wat spot in die laaste dae. En dan sê hy, hulle sal spot en hulle sal sê, nou waar is die koms van die Here? Jy weet, ons paas en ons maas en ons oumas en grootoupas het al daaroor gepraat, maar waar is die koms van die Here? En dan sê hy, daar sal spotters wees, hulle sal spot daaroor. En dan gaan hy verder en sê hy, vir die Here is dit nie uitstel nie. Hy wil nie dat een mens moet verlore gaan nie. En ek sien uitstel daar. En ek sien 'n notaatjie wat ek self, ek weet nie wanneer in my lewe daar geskryf het nie. Maar een of ander tyd. Uitstel is net 'n mensprobleem. Dis nie 'n God-probleem nie. God stel nooit uit nie. God weet presies wanneer wat moet gebeur. So uitstel is 'n mens denksysteem. Ons sê God stel uit. Ons sê God antwoord my nie nou nie. En hy sê ek stel nie uit nie. Ek weet presies wat moet gebeur. Dis net jy wat nie leidsaamheid het nie. Jy het nie uithou vermoë nie. Nou sê jy ek stel uit. Nou stoei ek 'n bietjie. Weet ons maar hoe is ons mense. Nou wil ek eers vir die Here sê nee, maar hierdie gedeeltjie, dis nie op my van toepassing nie. Want dit wat ek nou wil weet is baie belangrik. Ai. Leidsaamheid. So dit sê van lewe met geduld onder die uitdagings wat God in jou lewe toelaat. Okay. So by leidsaamheid, steadfastness is die Engels wat ons het vir dit. Hy sê and steadfastness we supplement with godliness. Godvrug noem hy dit in die Afrikaans. Godvrug. Eusebia is die woordjie in die Grieks. It is the inner personal response to the things of God which show itself in godly piety. In goeie maklike Afrikaans. Okay? Dis die reaksie wat ek het wanneer God hom openbaar deur sy werke in mense en in die lewe. Dis my reaksie. Dis my reaksie wanneer ek 'n preek hoor en die Heilige Gees praat met my. Daai reaksie. Wat gaan ek hiermee doen? Die Here praat. Dis die reaksie wanneer ek die woord lees. En ek het lees en ek sien daarin en hy praat met my. Godvrug. Wat maak ek? Wat gaan nou gebeur as gevolg van die saad wat deur dit wat gebeur is in my hart en in my lewe gesaai is? Dis wat gebeur wanneer ek iemand sien wat die Here dien en wat 'n pad met die Here loop en ek is opgewonde daaroor. Dis wat ek ervaar en beleef wanneer iemand getuig oor die grootheid en die goedheid van God in hulle lewens. Dis wat dit is. Godliness of godsvrug wat in my lewe is. So dit beteken ek leef met my hele wese volgens God se natuur. Wanneer dink julle God is opgewonde oor jou en my as sy kinders? Ja, absoluut man. Nou maar dat ek en jy ook opgewonde raak 'n bietjie oor die kinders van die Here. Maar party kinders is moeilik om oor opgewonde. Hulle maak my net op 'n ander manier opgewonde. En dan moet ek weer teruggaan en sê, Here, hulle moet my nie so opgewonde maak. Help my met leidsaamheid. Ai, ons mense, snaakse goeters. So we must have godliness. Ons reaksie op alles wat met God te doen het.
Okay, is julle nog met my? Okay. En dan sê hy, by die Godvrug sit die broederliefde. Okay, broederliefde is 'n mooi woord, Philadelphia. Is nie 'n mooi woord nie? Julle ken mos die dorpie Philadelphia, né? Okay? So as jy sê ek gaan na Philadelphia toe, dan sê jy ek gaan na broederliefde toe. Okay? Dis waar ons veronderstel is om te leef. Dis daai spesiale gemeentheid, 'n verwante gees wat mense het tussen kinders van God. Het jy al gesit in vreemde mense en jy gesels 'n bietjie en dan skielik voel jy net man, hier is jy weet nie wat dit is nie, jy kan nie jou vinger daarop druk nie, maar dis is magnete. Nou, hulle begin opline met mekaar. Weet nou nie, maar hulle begin net so opline, okay. So en as jy bietjie gesels, dan kom jy agter maar dis 'n kind van God hierdie. En want die gees wat in hom is en die gees wat in my is, hulle is happy met mekaar. En hulle draai ons gesigte na mekaar toe. Dis Philadelphia. Dis die opgewondenheid, dis die erkenning en die ervaring van die werk wat God en ander gelowiges doen. Dis daai lekker ding van hierdie is 'n broer en 'n suster van my. Joh, baie keer wil ek hulle dooddruk. En baie keer wil ek hulle net druk. Maar hulle is broers en susters in die Here. Dis Philadelphia. Hy sê jy moet 'n spesiale geneentheid hê teenoor die huisgenote van God. Teenoor hulle wat geroep is deur die bloed van die lam gereinig en geheilig is, die kinders van die Here wat saam met jou op pad loop. Man, kyk hier so al loop hulle nou die pad met een voet of baie keer loop hulle lyk my heeltemal 'n ander pad. Of hulle dink anderster of sê anderster of lyk anderster. Here, help ons om lief te hê soos wat U liefhet. Dat ons ook hierdie spesiale broederliefde in ons harte vir mense sal hê, vir die kinders van die Here. Ai. So, hy sê ons moet liefde leef teenoor die kinders van die Here. En dan gaan hy verder sê, hy sê, and in die Engels praat hy van brotherly affection, okay? So dis wat hy daar dit noem. Hy sê, and brotherly affection we supplement with love. En dis die woordjie agape. Dis die liefde vir almal. Okay? Dis want so lief, so agape. Agapao eintlik daarin, nou is die verwyging, maar so agape. So lief het God die wêreld gehad. Dis 'n liefde vir almal. Dis waar die woord in vervulling kom, wat vir jou sê, jy moet jou vyande lief hê. Dan sê hy, Here, hoe? Dan sê hy soos ek. Want ek wil, alles wat ons hiervan praat, is gekoppel aan Jesus Christus, en sy lig skyn op dit. So ek kan nie hier sê, Here, maar ek wil u liefde met, weer toepas soos wat ek het graag wil doen. Nee, hier is liefde vir almal. Ook vir jou vyande. Vir die mense wat jou seer maak, vir die mense wat jou ongelukkig maak. Dis daai liefde, dis daai God se liefde. It has a moral, spiritual content. Dit is groter as ek en jy. Dis die liefde teenoor alle mense, selfs hulle wat buite die geloof staan. Wat soms baie moeilik is om lief te hê. So dis daardie liefde waarvan hy praat. So 8 goeters wat hy vir ons sê, leef hierdie goeters. If you live this, kom ons kyk wat sê hy, wat gebeur as ek hierdie goeters myne maak en dit leef? Okay, wat gebeur? In vers 8 sê hy, want kyk gou, as hierdie dinge by julle aanwesig is, en, wat maak? Toeneem, dan laat dit julle nie ledig, of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want, as ons nou teruggaan na vers 3 toe, want hierdie goeders kom vanuit die kennis van Jesus Christus. En sy lig het op elkeen van hierdie goed geskyn. Soos wat ek geloof lewe, en lydsaamheid, en deug, en broederliefde, soos wat ek al hierdie goeders lewe, so raak Christus vir my 'n groter werklikheid.
My kennis van hom neem toe. Dis 'n mooi sirkel. Dis 'n mooi sirkeltjie. En as ek daarmee aanhou, dan hou ek aan toeneem en toeneem en toeneem en toeneem. En as ek met ywer die goeders doen, wat gebeur? Met ywer is ek besig om te groei en te groei en te groei hierin. En dit word meer en meer en meer. Hy sê, dan laat dit julle nie ledig onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus nie. In verse 9 he says, for whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten he was cleansed from his former sins. Dit maak jou, as jy dit nie het nie, sê hy, jy so naby siende, dat jy eintlik blind is. Met ander woorde, broer en suster, as 'n kind van God, nou, kan ek nie anders as om te sê, Here, ek moet met alle ywer hierdie goeders deel maak van my lewe. Ek moet dit leef. Ek moet dit absoluut leef. Hy sê, daarom moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, julle roeping vasmaak, dit wat hy nou gesê is, van vers 3 af regdeur, as ek dit vasmaak, en dit lewe, man, hier's 'n mooi woord, hy sê, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Ai. Dit beteken dan logies, as ek aanhou struikel, is iets afwesig. Jy sien, dan het ek die tafel met al die mooi geskenke wat hy vir my gegee het. Daai 8 geskenke staan daar en hy sê vir my, leef hierdie goeders. En dan het ek van daai goed gevat, maar ek het nie alles gevat nie. Nou, dit beteken ek moet gaan sit en sê, Here, ek wil hê jy moet vir my wys waar en wat in my lewe is nie op die plek waar dit moet wees nie. En waar en wat in my lewe is ek nie besig om te doen wat U wil hê ek moet doen nie. Want ek wil nie op 'n plek wees waar ek struikel nie. Ek wil graag 'n pad loop sonder om te struikel. As ek die woord van die Here hier lees, as ek dit nou net daar lees, hy sê, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Sal dit dan moontlik wees vir 'n mens om nooit te struikel nie? Die Bybel sê dit dan vir ons. So iewers moet ek en jy 'n bietjie selfondersoek doen en met Jesus en Vader en Heilige Gees praat en sê, Here, kom praat met my asseblief oor my. En wat en waar moet dit hier binne verander? Praat met my asseblief. In verse 11 he says, for in this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Is dit nie magnifiek nie? Sê hierdie goeders doen. As ek nou met my woordjies kan verduidelik. As jy hierdie goedjies doen, hy sê dan staan die hekke van die hemel vir jou oop, boetie. There is a entrance, a richly provided entrance into the eternal kingdom of God. Ons leef vir nou, maar ons leef vir die ewigheid. In een of ander tyd kom Jesus Christus ons haal. En dan moet ek reg wees om te gaan. So as ek hierdie goeders in my lewe het en ek dit doen, dan kom ek daarby uit. R.C. Sproul skryf in een van sy boeke, hy sê, God is not interested in our public displays of piety. He is not interested in religion in terms of outward show. He's interested in godliness. Dis wat hy wil hê. Hy wil hê ek en jy moet godvrugtig leef. Ons moet die goddelike natuur moet in ons lewens wees. Dis great om die Here te kan loof en prys. Dis wonderlik om ons hande op te steek en die Here te eer. Dis wonderlik om te buig voor hom. Daar's niks fout daarmee nie. Maar weet julle wat?
alle uiterlike forme kan nagemaak word. But you cannot, jy kan nie, Godsaligheid, God se heerskappy, God se majesteit, God se gees, God se, jy kan nie kind van God namaak nie. Jy kan nie die goddelike natuur namaak nie. Dis waar hy wil hê ek en jy moet leef. So, ons het geloof, we've got virtue, ons het kennis, wat ek en jy in ons lewens moet kry. Self-control, ons het lydsaamheid, daai moeilike enetjie, en self-control is ook moeilik. En dan godvrug, godliness, broederliefde, Philadelphia, daai enetjie, en naaste liefde, die liefde vir almal om ons. En die woord sê duidelik, hy sê dit daar vir ons in vers 8, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en dit toeneem, dan sal julle nie ledig of onvrugbaar wees nie. Julle sal nie ledig en onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus wees nie. So wat jy nodig, dat die Here jou help om deur te breek in 'n spesifieke aspek, een van hierdie goeders in jou lewe. Miskien is daar meer as een, miskien is daar 'n lysie, miskien het jy net al 'n paar geskenkies van die tafel afgehaal, en hulle is daar, maar hulle is almal daar. Ek is doodseker elkeen van ons wil op 'n plek kom waar ons kan sê, Here, u goddelike natuur is in my en het in my gestalte gevind. So ek vra vir jou, hoe lyk die goddelike natuur in jou lewe? En wat kort jy om daar te lewe? Kom ons maak ons oë toe en bid ons saam. Vader, dankie vir die Gees, dankie vir die liefde, dankie dat u met ons praat, dankie dat u in ons lewens inspreek. Heilige Gees, u is die een wat dit lewendig maak, wat ons sê, en dit krag gee, en dit kom van u af. Ek dank u dat u dit doen. Ons wil graag leef volgens u wil, ons wil graag u goddelike natuur in ons laat gestalte vind. Dankie dat ons kan. Dankie dat u ons op baie plek kan bring, Here. Deur die genade sal ons dit doen, maar ons wil met alle ywer al hierdie goeders in ons lewens toepas. En ek dank u dat u dit vir ons moontlik maak. Ek wil gou vir jou vra, ek wil saam met jou bid. Miskien sit jy hier en daar's ietsie in jou lewe, een van die punte wat ek hier genoem het, en dalk meer as dit, miskien is daar niks van hulle nie. En jy wil volgens net vir die Here sê, Vader, ek het nodig dat u my help met hierdie. Hier is iets in my lewe, u het met my gepraat, ek hoor die stem van die Heilige Gees, wat hier in my binneste spreek, ek hoor u stem, Heilige Gees, en u sê vir my, ek moet hieraan aandag gee. Ek wil bid, dat Vader jou help, dat jy met alle ywer dit sal reg kry, om dit in jou lewe te hê. Ek wil graag saam met jou bid, as jy wil ek moet saam met jou bid, staan gou op jou voete. Jy weet, as die Here met jou praat, sê dit vir hom, hier is dit, ek gee dit vir u Vader, ek gee dit vir u my koning. Hier is een aspek, 2, 3, 4, maak die saak nie. Hy het ons alles gegee. Hy het ons alles gegee wat tot die lewe en Godvrug dien. Wat ons sal daarna toe kan vat. Vat jy dit? Maak dit joune. Sê Here, hier is dit, ek vat dit. Hierdie is waarna ek moet werk. Jesus, u sien elke man, vrou, mense wat voor u staan, wat net sê, Here, ek het gehoor dat u met my praat vanoggend. Net in my hart ingespreek, en hier kom staan ek voor u. Hierdie deel van my lewe is nog nie uitgesorteer nie. Hierdie gedeelte, Here, moet ek nog doen. Ek moet dit nog byvoeg by die ander goeders wat al reeds daar is. Here, en ek wil hê dit moet in my lewe wees, en nie net wees nie, maar ek wil hê dit moet toeneem. So Here, ons kom staan voor u en ons vra u, kom help ons, dat ons die getuienis sal kan hê, dat dit in my lewe is, Here, en in my lewe toeneem, dat dit meer en meer word, en dat ek met alle ywer daaraan werk, dat ek nie verskonings uitdink vir hoekom ek dit nie het nie, maar alle ywer, Here, in plek sal sit, om seker te maak, dat ek lewe dit wat u wil hê, ek moet lewe, sodat u goddelike natuur in my gestalte kan vind. Ons bid dit in Jesus naam. Here, gee deurbrake, gee oorwinning, gee die vermoë om dit te doen, gee nie net die ywer nie, maar die vermoë. Heilige Gees, u werk nou saam met ons, om ons te help, Here, om deur te breek in elke aspek van ons lewens waar ons moet deurbreek. En ek dank u,
vanoggend vir die goddelike, bonatuurlike werk wat U doen in elke man en elke vrou wat na hierdie boodskap luister se lewens. Dankie, dankie, dankie Jesus. U doen dit en ons eer U daarvoor in die magnifieke en die wonderlike naam van die koning van alle konings, ons Jesus, ons Here. Amen.